Ek dink dit is veilig om te redeneer dat ons tans op hierdie oomblik in 'n wêreld van meer leef. Ons leef in 'n wêreld waar al hoe meer mense smag na letterlik meer in hulle lewens. Meer geleenthede, meer mense, meer dinge, meer geld. Ons lewe in 'n wêreld waar al hoe meer mense smag na meer en meer en meer in hulle lewens. En die vraag is, waar kom hierdie soeke na meer vandaan? Ek wonder of hierdie soeke na meer nie kom van 'n plek in ons lewens waar ons ervaar dat ons een of ander tekort het nie. So baie mense sê, daar is een of ander tekort in hulle lewe wat op een of ander manier gevul moet word. Gevul met daardie meer dinge, meer goed, meer mense, meer geleenthede, meer hulpbronne. En dit voel vir ons dat hoe meer dinge ons doen, hoe meer dinge ons by betrokke raak, hoe meer dinge ons probeer gaan doen in hierdie wêreld, hoe meer dinge ons probeer bekom, kom ons al hoe meer agter dat dit nooit daai tekort kan vul nie. Daai leegheid bly altyd 'n konstante in elkeen van ons se lewens. Maar in Jesus se bergpredikasie, wanneer hy baie moeite doen om vir sy disippels te verduidelik hoe 'n mens behoort te bid, dan sê hy in Matteus 6 vers 11, een van die maniere hoe ons kan bid, of een van die dinge waarvoor ons kan vra is, Here, gee ons vandag ons daaglikse brood. En wanneer ons in ag neem wat die mense hiervoor gevra het, hulle vra nie vir oorvloed uit die hand van die Here uit nie. Hulle vra nie dat daar môre en oor 'n maand en oor 3 maande en oor 'n jaar nog middele in hulle lewens sal wees nie. Maar hulle vra ook nie vir te min nie. Hulle vra vir genoeg vir daardie dag, genoeg om te oorleef vir daardie betrokke dag in hulle lewe. En dis asof hulle met hierdie versoek aan die Here sê, môre sal ons weer vra, môre sal sorg vir môre, die Here sal weer daar wees vir ons môre, maar al waarvoor ons vra is vir vandag se brood. Ons vra nie vir oorvloed nie, ons vra nie vir tekort nie, ons vra vir genoeg. En dit het my 'n bietjie laat wonder, hoe sal my en jou lewe lyk wanneer ons lewens van genoeg leef in 'n wêreld wat smag na meer? Hoe sal my en jou lewe lyk wanneer ons die genoegsaamheid van my en jou lewe besef, omdat dit 'n lewe is wat deur die hand van die Here gegee is, en wanneer ek en jy besef dat alles wat ons het, elke liewe dag vir my en vir jou deur die Here gegee word? Hoe sal my en jou lewe lyk wanneer ons besef ons het nie meer nodig nie, ons het genoeg, want ons hemelse Vader is die een wat dit vir ons gegee het. Dalk moet ons ook besef dat ek en jy genoeg is. Ek en jy hoef nie meer en meer en meer te word om eers dan genoeg te wees nie, want wanneer is genoeg? Dalk moet ons besef dat ek en jy gemaak is soos die Here ons gemaak het. Dit beteken nie ons hoef nie te verander nie, dit beteken nie ons hoef nie te groei in ons lewens nie. Maar dalk kan ons net vir 'n oomblik terugsit en besef, ek is genoeg, jy is genoeg, want ons is skepsels van ons hemelse Vader, en hy maak immers nie foute nie. Hemelvader, baie dankie dat ons in 'n wêreld wat smag na meer en meer kan besef, dat in U is ons genoeg, omdat U vir elkeen van ons gemaak het, en omdat U vir ons voorsien in ons daaglikse brood. Vader, help ons om vrede te hê met die feit dat ons genoeg het, maar dat ons ook genoeg is. Help ons elke dag op hierdie pad. Ons vra dit alles in die groot en heilige naam. Amen. Baie dankie dat jy tyd geneem het om saam met my te kuier. Mag jy vandag en elke ander dag besef, jy is genoeg, jy het genoeg. En daarom kan ons die Here loof en prys.